Goeiemiddag, ek is Ernst van Sail en in episode 3 van my In Gesprek met professor Koos Malan reeks gesels ons oor selfbeskikking, artikel 235 en die vraag, moet jy al jou vertroue in die howe sit? Professor Koos Malan het 'n interessante antwoord op daardie vraag. So wanneer dit kom by die howe in Suid-Afrika, hoor ons baie keer die woorde onpartydig, onafhanklik, die skeiding van magte. En die howe speel 'n baie belangrike rol daarin. Dit is wat herhaal word ad infinitum. Nou, in Prof se boek, There is no Supreme Constitution, kritiseer Prof daai idee nogal ewig. Die idee dat die howe is eintlik nie so onpartydig en onafhanklik soos wat party voorgee nie. Vir party val dit nogal hard op hulle ore as hulle dit hoor, maar dalk is dit 'n ongemaklike waarheid wat gespreek moet word. Kan Prof bietjie daar vir ons 'n bietjie nigtere gedagtes gee daar rondom daardie konsep? Nou, Ernst, soos jy as 'n student van die politiek met 'n goeie nagraadse kwalifikasie daarin ook weet, is die persoon wat gekoppel word aan die gedagte van die drieledige verdeling van staatsgesag, is in die eerste plek Graaf de Montesquieu, wat sy groot werk, die Gees van die Wette, in 1751 die lig laat sien het. Nou, hy het gepraat oor verdeling van staatsgesag, owerheidsgesag, en hy het spesifiek verwys na wat ons ken as dan die wetgewer, die uitvoerende gesag in die howe. Reg aan die begin van die vestiging hiervan, as deel van ons moderne staatsteorie, het die persoon wat as grondlegger daarvan beskou word, Montesquieu, egter gesê, uitdruklik, dat in vergelyking met die uitvoerende gesag en die wetgewende gesag, veral die uitvoerende gesag, is die howe eintlik maar baie min werd. Met ander woorde, selfs by die oorsprong van die geloof in die onpartydigheid en onafhanklikheid van die regbank, het die eerste persoon wat dit beklemtoon het, uitgelig dat dit maar 'n geloof is wat op baie losse skroewe staan. Sedertdien het talle en talle mense wat oor hierdie onderwerp geskryf het, aangedui in watter swak posisie die howe is. Ek moet 'n bietjie hieroor uitwy. Kyk, hierdie howe hulle eie begroting. Wel, die wetgewer ken die begroting toe en die wetgewer ken die begroting toe op grond van wat aanvanklik besluit is deur die uitvoerende gesag, deur die kabinet. Dis niks nuuts nie, maar liewe Griet, mens moet dit net in ag neem, jy weet, jy moet net nie daarby verbykyk nie. Dis die eerste ding. Dit plaas 'n groot vraagteken oor die kwessie van onafhanklikheid. Tweedens, wie stel die howe aan? Wie stel die regters aan? Wel in die finale instansie is dit die regerende party wat besluit oor die aanstelling van regters. Dadelik sal mense beswaar maak en sê, nee, maar anders as voor 1994 het ons nou die regterlike dienskommissie en daar word behoorlike verhore gehou. Nou, wie sit op daai kommissie? Wie is die regterlike dienskommissie? Dis die vraag wat jy moet vra. Dit is so. Dit is klaarblyklik beter as in die dae toe die minister van Justisie regters aangestel het. Maar daarom die senior advokate in ag moes geneem het. Jy weet, mense is uit daai geleedere aangestel. Die feit is, die regterlike dienskommissie het in sy normale verloop van sake, het hy 23 lede. Daar's altyd, ek gaan nie nou in op die detail nie, maar staan in die boek, hoofstuk 6 is dit behandel, daar's altyd 'n werkende meerderheid van 12 lede vanuit die ANC in die regterlike dienskommissie, maar gewoonlik meer. Goed, so met ander woorde, ook die instelling wat voorgee om 'n onafhanklike instelling te wees, het sodanige meerderheid van die ANC. Mens sal sê daar's kaders ontplooi. Dis kaders ontplooi. Goed. Verskil dit van wat byvoorbeeld die posisie is in die Verenigde State. Daar het jy senatorial hearings. Die president kan iemand nomineer wat aangestel moet word as regter. Daar's talle en talle en talle sulke nominasies wat gedoen word in die federale howe, maar veral nou die Federal Supreme Court, né? Goed, daar's 9 regters wat daar sit. En dan's daar 'n senaatsverhoor en daai regters word in detail ondervra en partykeer is dit 'n baie moeilike ondervraging. Uiteindelik word die mense aangestel op grond daarvan dat die president natuurlik sy eie party raadpleeg en dan mense aanstel op die oomblik wat in ooreenstemming is met die Republikeinse party,
nagenoeg met Trump en die mense rondom hom. Nou, hy het 'n vorige termyn gehad van 2016 tot 2020 en hy het kans gekry om 'n hele paar regters aan te stel, as gevolg waarvan die aanvanklike demokratiese of dan linkse meerderheid wat daar was, omgekeer is, en daar's nou 'n 6-3 meerderheid, Republikeinse meerderheid, in die op die Amerikaanse Hooggeregshof. Ek noem dit hierdie ding om 'n rede. Is dit vreemd dat dit so is? Moet ons sê, luister maar, hier's 'n inherente, party mense sal dalk teleurgesteld wees as ek so sê, moet jy sê, maar hier's 'n inherente probleem met die grondwet, dat die uitvoerende gesag dan op hierdie wyse, het sy in die Verenigde State of hier in Suid-Afrika, soveel seggenskap hieroor kan hê, oor die regters se aanstellings, gegee die feit, dat ons dan van die regters verwag, om onafhanklik en onpartydig op te tree. Die antwoord is nee, dis nie vreemd nie, dis die normale verloop van die politiek. Jy moet nie dink dat jy deur een of ander kunsgreep die verloop van mag so kan fnuik, dat 'n regerende party, dood eenvoudig kan sê, wel ek is nou vreeslik jammer, jy weet, maar ongelukkig is hierdie ding uit by hand uit nie. Nee, in grondwette word daarvoor gesorg, dat die hoogste howe inderdaad ook nagenoeg die posisie van die ideologiese uitgangspunte van die bestaande regering deel, handhaaf en bevorder. As jy gaan kyk na die werksaamhede van die regtelike dienskommissie, ek het in besonderhede daaroor geskryf, ander mense het nog veel meer besonderhede daaroor geskryf, maar wat die regtelike dienskommissie altyd verwag, en hulle het in talle gevalle baie eksplisiet mense daaroor gevra, was om vas te stel, is jy 'n transformasiekandidaat? In soveel woorde, weer eens, waar is die woorde in die grondwet? Wel, dit mag nie in die grondwet wees nie, maar dit is definitief in die konstitusie, wat die eintlike ding is. Om te sorg dat mense wat aangestel word, is mense wat onder die instemming is met die basiese transformasie uitgangspunte. Goed, dis dood eenvoudige feit. Die uitsprake van die howe is in ooreenstemming daarmee. Jy sal 'n rits van uitsprake kry. Goeie uitsprake. Om die waarheid te sê, waarskynlik die grootste meerderheid van uitsprake oor tipiese tegniese regsaangeleenthede, waar 'n howe ook foute sal maak en waar hulle baie ernstig sal deurloop onder die kritiek van regsprofessore en mense in die praktyk, in die regspraktyk ensovoorts. Dit is so. Maar oor die algemeen sal jy goeie uitsprake kry. Daarom is daar die hele ding onder prokureurs en advokate, wat is die beste strategiese benadering om te volg in hierdie litigasie, wat 'n interessante onderwerp is. Maar goed, laat ons net daar afsny. In teenstelling met tegniese aangeleenthede, in teenstelling met aangeleenthede wat gaan oor korrupsie, waar die regering baie dikwels eintlik deurlopend sal slaag kry by die hof, ook by die konstitusionele hof, het jy iets anders. En dit is uitsprake oor ideologiese aangeleenthede. Meer bepaald, uitsprake wat gaan tot by die kwessie van transformatisme. Net vinnig daar iets bylas, ek bedoel, dit is iets wat mens baie sal hoor by diegene wat die howe beskerm of in die bresse tree vir die konstitusionele hof. Hulle sal sê, maar kyk, hulle neem standpunt in teen die regering, hulle vat hulle vas in baie uitsprake, maar wat professor nou sê is, jy moet gaan kyk na die uitsprake waar hulle vasvat, en hulle almal het 'n paar goed in gemeen. Absoluut so. Kom ons noem een of twee voorbeelde. Daar was hier in 2016, 2017, 2018 was daar die uitsprake gewees teen die destydse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling, baie vreemde naam, ontwikkeling. Die minister was baie korrup, en die konstitusionele hof het daar regtig gelooi, en onder andere ook kostebevel teen haar gemaak, dat sy persoonlik die koste van sekere litigasie moes betaal. Die howe het op grond daarvan baie lof gekry, die grondwetlike hof. Was die lof verdien? Ja, dit was verdien, dit was 'n goeie uitspraak. Dan was daar die uitsprake gewees teen Zuma. Herhaalde kere. Was die uitsprake lofwaardig? Ja, inderdaad. Maar nou goed, het dit enigstens gegaan oor enige kwessie met betrekking tot transformatisme? Glad hoegenaamd nie. Dit was soos Robert Dahl, Amerikaanse politieke wetenskaplike, al daar in die 50er en 60er jare, wat tegelijkertijd 'n baie mooi
helder begrip gehad het van die wyse waarop howe funksioneer, wat hy al uitgewys het. Sy woord was hiccup. Die howe, die Amerikaanse Hooggeregshof nou en ons grondwetlike hof en appelhof is baie goed geplaas om hiccups, dinge wat skeef geloop het, binne in die regerende elite om dit reg te stel. Ondoeltreffendhede, klein spoedhobbels. Ondoeltreffendhede, korrupsie en so aan. Dit is in die finale instansie, is goeie uitsprake, maar in die finale instansie ontwrig dit die oligargie, dit ontwrig die ANC-leiding glad nie. Inteendeel, dit bring hom terug by sy aanvanklike uitgangspunte. Laat ek miskien die beste voorbeeld in die verband noem en terugverwys na die uitspraak van die hof in die saak van SASSA oor die uitbetaling van die maatskaplike toelaas. Wie se beleid is die uitbetaling van maatskaplike toelaas? Is die DA se beleid? Is die Vryheidsfront se beleid? Is die ANC se beleid? Is op grond daarvan wat 'n aantal maatskaplike regte, oftewel sosio-ekonomiese regte in die grondwet ingeskryf is. Dit is sosialistiese beleid. Jy het so iets nie in die konstitusie van die Verenigde State nie, want jy het nie 'n sosialistiese opset daar nie. Met ander woorde, wat die grondwetlike hof gedoen het, toe hy daai uitspraak gegee het, was as dit ware om die ANC terug te bring na sy eie uitgangspunte, soos wat dit verwoord is in die grondwet self. En ek sê so, maar is nie net ek wat so sê nie, in die eerste paragrawe van daai uitspraak, van SASSA, het die regter wat die uitspraak gegee het, Vroneman, pertinent daarna verwys. Aan die ander woorde, jy het nie iets hier wat gaan teen die grein van transformatisme nie. Nee, jy het 'n uitspraak hier wat daai korrupte minister terugbring by die uitgangspunte van transformatisme. Terug by die staatsgodsdiens. Terug na die staatsgodsdiens. Ons kan ook verskeie ander onderwerpe ook na verwys. Ander uitsprake ook na verwys. Maar daarin teen erns het jy tipiese transformasiesake, waar jy transformatisme sake, waar jy 'n uitdaging kry van iemand of van 'n instelling soos AfriForum, Solidariteit, verskoning, of wie anders ook al, wat 'n sekere beleid, 'n sekere besluit aanveg. Wat nie sê ons veg transformatisme aan nie, maar dit is hoe dit vertaal word, dis hoe dit vertolk word. Die vertolking is korrek. Dis 'n aanslag op transformatisme. Wanneer sodanige kwessie voor die hof kom, moet die litigant wat daai saak vat, baie versigtig wees om dit tegnies so eng as moontlik te omskryf, dat dit nie vir die hof of die regering lyk asof transformatisme in die gedrang is nie. Maar selfs al word daar met die grootste noukeurigheid te werk gegaan, sal die hof na alle waarskynlikheid sien hierdie is 'n kwessie van transformatisme. En ons moet hierdie element, hierdie bestanddeel van transformatisme wat in hierdie saak ter sprake is, ons moet dit beskerm. Moet ons beskerm deur te sê ons gaan die ANC se beleid van National Democratic Revolution beskerm? Nee. Howe en veral die mense wat op die grondwetlike hofbank sit en op die appelhofbank sit, is nie dom mense nie. En hulle weet hoe om met taal om te gaan. En hulle weet onder andere hoe om 'n ideologiese politieke kwessie te herformuleer as 'n regskwessie. So die uitspraak gaan nie lyk na 'n politieke uitspraak nie. Daar gaan nie ideologiese of politieke terminologie daarin voorkom nie. Hy sal baie netjies verpak wees in regsterme, in regskonsepte, maar wat tegelykertyd as dit ware die toesmeer is van die onderliggende ideologiese kwessies waaroor dit gaan. En op daai wyse sal die betrokke aspek van transformatisme wat in daai saak ter sprake is, deur die hof verdedig en bevorder word. Nou ja, ek kan 'n klomp voorbeelde noem. Enkeles, daar was die Barnard saak, wat teruggaan al na 2012, 2013, 2014, in verband met regstellende aksie en representativity in die polisie. Wel, die appelhof het nogal uitspraak gegee ten gunste
van Solidariteit destyds. Toe die saak voor die grondwetlike hof kom, toe verloor Solidariteit volledig. Hoekom? Want die grondwetlike hof het in die finale instansie daai aspek van transformatisme, representativity, geëien vir wat dit is, en dit verdedig en bevorder. Uitspraak in daai selfde tyd oor die kwessie van die nasionalisering, wat is wat dit was, van mineraalregte. Dit was die saak van Agri SA. AfriForum was ook een van die vriende van die hof, een van die amicus curiae in daai saak. Presies dieselfde het gebeur. Die meerderheidsuitspraak in daai saak is gegee deur destyds nog Mogoeng. Maar dit maak nie saak nie, kan Mogoeng of wie anders ook al wees. Ons weet, Mogoeng het nie 'n goeie naam nie, en het sy slegte naam deur en deur verdien. Die feit is, dat dit was 'n eenstemmige meerderheidsuitspraak uiteindelik, en eintlik het al die ander regters saamgestem. Nou, Mogoeng het daarin gesê, wel, hier's twee aspekte ter sprake. In die eerste plek moet ons kyk na eiendomsreg, soos vervat in artikel 25, maar tegelykertyd is daar 'n klomp kwalifikasies op eiendomsreg vervat in artikel 25. So daar moet 'n balans getref word, 'n ewewig getref word tussen eiendomsreg en die transformatiewe impulse in artikel 25.4 tot artikel 25.9, en hy dien ooreenkomstig uitspraak gegee, dit transformatiewe uitspraak. Dan was daar die uitspraak wat ek baie van hou om na te verwys vir 'n verskeidenheid van redes. Ek sal nou sê hoekom. Dit is Glenister 3 se uitspraak. Dit het gegaan oor die wegdoen met die destydse skorpioene, spesiale ondersoekeenheid en die vervanging daarvan met die valke. Daar's aangevoer aanvanklik in die grondwetlike hof met sukses. Verskoning in Glenister 1 se saak. Dat die valke nie beskik oor die nodige onafhanklikheid en gevolge ook die internasionale reg nie. En die hof het uitspraak gegee van 5-4 dat die hof saamstem. 'n Wysiging is aangebring. Uiteindelik in die Glenister 3 uitspraak het dit ter sprake gekom. Ek moet vinnig die verhaal vertel, want dit is baie ter sake. Wat gebeur het, is dat in Glenister 3 se saak het die applikant getuienis aangebied van meer as 1000 bladsye, wat min of meer hierop neerkom, dat die valke beskik nie oor die nodige onafhanklikheid nie, want hulle is onder die bestuur van 'n korrupte polisie. Dit klink nogal baie ter sake in ons huidige omstandighede teen die agtergrond van Mkhwanazi en Ramaphosa se aanstelling van 'n kommissie van ondersoek, né? Nog steeds so, al was dit al 10 jaar, al 10, 11 jaar gelede. Goed, onder die bestuur van 'n korrupte polisie, wat op sy beurt onder die bestuur is van 'n korrupte ministerie en kabinet, wat op sy beurt onder die bestuur is van 'n korrupte nasionale uitvoerende komitee. So dit was verwoede beweringe gewees. En het die applikant gesê, ons kan dit bewys, hier is al die getuienis. Wat die hof toe gedoen het, was om te sê, luister, namens die staat is aangevoer en die hof het saamgestem. Die hof het gesê, luister, hierdie getuienis is ontoelaatbaar. Dit is ontoelaatbaar omdat dit irrelevant is. Nou, enige regspraktisyn weet, irrelevante getuienis is ontoelaatbaar. En die ontoelaatbaarheid is daarin gesetel, die irrelevantheid is daarin gesetel ook, dat die inligting wat vervat is in die getuienis, was kwelsigtig. Dis net waar bedoel om te beklei. Die Engelse woord was vexatious. Goed, die meerderheid van die grondwetlike hof het saamgestem. Die terminologie van die bewysreg, wat ek sopas hier gebruik het, dit was die wyse waarop die hof het verpak het. Nee? Die eintlike rede, as jy tussen die lyne lees, dan sien jy dit daar. Dis daar. Die hof het gesê, luister, dis verskriklik om hierdie soort van beweringe te maak binne ons huidige grondwetlike orde. Jy kan nie die smet van korrupsie so smeer op die hele regering deur hierdie soort van getuienis nie. En die meerderheid van die hof het saamgestem en het daai getuienis buite orde gereël, ontoelaatbaar gereël, as gevolg waarvan daai getuienis nou nie toegelaat is nie, en as gevolg waarvan die aansoek dat die
dat die valke toe in hulle nuwe vorm toe nou as toelaatbaar bevind is onafhanklik genoeg. 2 regters het gesê, onder andere ook Vroneman, het gesê nee. Luister, is skokkende beweringe wat hier gemaak word. Maar jy kan nie op grond van die skokkende beweringe en omdat ons harte seer is daaroor, dat die orde nou so in die skuif gekry word, dit ontoelaatbaar reël. Ons moet maar na die getuienis luister. Né? So dat jy 'n klassieke voorbeeld gehad waar regsterminologie gebruik is om eintlik transformatisme, die huidige orde, te beskerm teen 'n aanval dat transformatisme op 'n fundamenteel korrupte wyse bedryf word. Moet net om die verhaal af te sluit. Een van die regters in die meerderheid wat die getuienis ontoelaatbaar gereël het, was regter Zondo. Op daai stadium nog nie hoofregter nie. Hy het saamgestem, die getuienis is ontoelaatbaar. En die ironie is dat die arme regter Zondo in sy hoedanigheid as later as hoofregter, nee, ekskuus, hy was toe nog nie hoofregter nie. Hy het kort daarna hoofregter geword. Maar Zondo is daarna as voorsitter van die Zondo-kommissie in 'n sin verplig om na seker 1000 keer soveel getuienis te luister as wat in die Glenister saak aangebied is. Maar goed, daar het jy 'n klassieke voorbeeld van 'n transformatistiese uitspraak. Met ander woorde, om het op te som, die geskiedsbeeld van die ANC, dat daar op 'n stadium, Mogoeng het baie daaroor geskryf, baie daaroor gepraat, dat daar op 'n stadium 'n wonderlike Afrika was, toe het die koloniste ingekom en hulle boosheid veroorsaak, en toe gelukkig in 1994 het daar 'n verlossing gekom, en die verlossing bestaan in die grondwet, en die grondwetlike hof, en die regters, en so aan. Daai beeld, daai historiese beeld, daai meesterverhaal moes in stand gehou word. En die grondwetlike hof het dit daar in stand gehou. En die ironie wat toe nou gebeur het, is dat die Zondo-kommissie, wat uiteindelik was die regering verplig om aan te stel, het eintlik daai meesterverhaal gebreek. Baie belangrike ding wat daar gebeur het. Totaal was daar niemand gearresteer. Absoluut so. Ek het onder andere 'n debat, ek gaan nou sommer sy naam noem, hy sal my nie verkwalik nie, want ek gaan nou sê, ook van hoe geldig sy argument is, met Gerard Nel, wat meeste mense ken is Gerry, ek ken hom nog van baie jare terug in justisie, toe hy nog nie gepromoveer van Gerard na Gerry nie. Maar in elk geval, sy sienswyse was, nee maar, hierdie kommissie, jy weet, is eintlik onnodig, vir die dood eenvoudige rede, die getuienis is beskikbaar, jy weet, begin die vervolgings. Nou, Gerard is reg natuurlik, maar hy is juridies reg, maar ek kan amper sê konstitusioneel polities is hy nie heeltemal reg nie. Want wat die Zondo-kommissie gedoen het, was om hierdie wonderlike meesterverhaal wat die ANC so gekoester het, hy het daai meesterverhaal vernietig, hy het hom verwoes, en as sodanig 'n belangrike bydrae gelewer, ironies, met staatsgeld, om die gunstige beeld van transformatisme 'n ewige hou toe te dien. Dis wat gebeur het. Nou goed, laat ek net gou sê, daar's nog verskeie ander uitsprake, nog 3, wat ek graag wil noem. Die eerste een was die Vrystaat Universiteit, is 4 uitsprake. Die Vrystaat Universiteit taaluitspraak, waarin die hof doodeenvoudig Afrikaans as doseertaal by die Vrystaat Universiteit beëindig het, op grond van geen getuienis nie. Daar was 'n minderheidsuitspraak, wat gesê het, maar hy is nie getuienis nie. Maar goed, ons het nou nie tyd om daarop in te gaan nie. Maar dit is baie interessant om dit te lees. Ek het dit behandel in hoofstuk 7 van die boek. En dan was daar daarna die uitspraak van die Stellenbosch taalsaak, wat eintlik maar die president gevolg het van die Vrystaat Universiteit taalsaak. Dan die volgende saak wat ek wil noem is die straatnaam uitspraak, Pretoria straatnaam uitspraak, wat absoluut transformatistiese uitspraak is, in soveel woorde genoem, en dan die mees onlangse en die absolute hoogtepunt, meer korrek, die absolute laagtepunt daarvan, is natuurlik die Skiedieboer Dubula Ubuntu uitspraak, waarin die hof dood eenvoudig homself neergevlei het, op wat my betref skandelike wyse. Ek het nou die dag in 'n rapport in BizNews en Politics Web saam met 'n kollega Willem Gravett artikel daaroor gehad, presies as gevolg daarvan. Hulle het hulle volledig ingewerp by die transformatistiese geskiedsbeeld van die ANC, en wat die ANC natuurlik eintlik maar met Malema deel. So daar het jy
rits voorbeelde wat transformatisme klokslag, ek kan amper sê, en ek het dit al gesê, jy kan die hof voorspel. As dit 'n kwessie van transformatisme is, weet dat die hof sal op aandag staan en dit beskerm. Hoekom? My laaste punt in hierdie verband. Hoekom? Want in weerwil van die feit dat daar 'n onderskeid is van personeel en funksie tussen die wetgewer, die uitvoerende gesag en die howe, is daar met betrekking tot ideologiese uitgangspunt en doelwit nie 'n verskil nie. Ten aansien daarvan stem hulle fundamenteel saam. Met ander woorde, ons maak heeltemal te veel van verdeling van staatsgesag. As jy derhalwe vir 'n behoorlike verdeling van gesag, as jy behoorlike verdeling wil hê van gesag, dan moet jy gaan kyk na buite die staatssektor. As jy behoorlike werklike verdeling van gesag, verdeling van invloed, verdeling van mag wil hê en werklike checks and balances. Wat deur wie uitgeoefen word in Suid-Afrika op die oomblik? Wel, deur AfriForum, deur Solidariteit, deur ELTA, deur die media, die groeiende aantal onafhanklike media wat ons het. Dit is die instellings wat dit uitoefen. En natuurlik ook in 'n groeiende mate besigheid. Groot en middelslag besigheid. Dit is waarin die lewensbloed van 'n grondwetlike orde lê. Nie in hierdie kunsgreep nie. So met alles wat Prof nou vandag hier beskryf het oor die howe, oor die grondwetlike orde, oor transformatisme, waar die oppergesag lê, baie mense in Suid-Afrika, veral Afrikaners, het nog steeds groot vertroue in artikel 235 van die grondwet oor selfbeskikking. En wat vir my nogal uitgestaan het in Prof se boek, is dat professor sê die staat gun slegs vir homself selfbeskikking. So in hierdie groter prentjie van wat ons nou alles bespreek het, wat is die implikasies daarvan vir artikel 235 en vir die idee van selfbeskikking in Suid-Afrika? Ernst, ek moet jou 'n tweeledige antwoord gee. In die eerste plek, as jy maar net artikel 235 sorgvuldig lees, dan sal jy sien dat daar in daai bepaling geen voorsiening is vir 'n gemeenskap om self stappe te doen ten einde selfbeskikking te vestig nie. Wat die artikel doen is om te sê dat die parlement kan wetgewing aanvaar om daarvoor voorsiening te maak. Met ander woorde, as sodanig is dit geen bron van selfbeskikking nie. Wat dit op sy beste is dat 'n bepaalde buiging maak na die idee van selfbeskikking, wat op sigself waardevol is, want dit lyk asof daar 'n sentiment is wat daarom selfbeskikking nie heeltemal verwerp nie. Maar dit maak nie voorsiening vir die nodige gereedskap aan die hand waarvan dit gedoen kan word nie. So om jou vertroue te plaas op artikel 235, as sou dit die bron daarvan wees, is net so goed as om jou vertroue te plaas op die bepalings van artikel 6 van die grondwet oor amptelike tale, net so goed as om jou vertroue te plaas op artikel 185 van die grondwet. Ek dink meeste van ons het daarvan vergeet. Dit is inderdaad 'n artikel waarvan mens maar kan vergeet, maar dit maak voorsiening vir die Kommissie vir die Bevordering van die Regte van Taal, Godsdienstige en Kulturele Gemeenskappe. Wat het dit teweeggebring? Niks. Nee, so, dis hoe om die vertroue daarop te plaas. Maar beteken dit dat die gedagte van selfbeskikking en wat ek wil noem selfregering eerder, beteken dit dat dit van die baan is? Die antwoord is 'n onomwonde nee. Die rede hoekom daar so geargumenteer kan word, is sluit presies aan by die gedagte van 'n konstitusie wat doeteenvoudig deur praktyk verander. Ons het net nou, dit was seker omtrent 45 minute gelede, verwys na transformatisme, wat die troef waarde geword het in die grondwet, wat ander goed getroef het. Maar op presies dieselfde wyse is daar 'n verskeidenheid van veranderings van die Suid-Afrikaanse konstitusie. Let wel, nie wysigings van die grondwet nie, maar veranderings van die Suid-Afrikaanse konstitusie, waardeur groeiende mate van selfregering gevorm word. Of dit nou is met betrekking tot privaat skole, 'n privaat universiteit, colleges, of dit nou is
met betrekking tot die opwekking van elektrisiteit wat baie belangrike konstitusionele implikasies het. Die effek daarvan is dat die afhanklikheid van die regering daal beduidend. Die afhanklikheid van die staat daal beduidend. Of dit nou is deur die media en of dit nou is, en is 'n baie belangrike rede, veral in die huidige tydsgewrig, is dat ons het 'n toenemende graad van selfregering met betrekking tot veiligheidsaangeleenthede. Dis baie duidelik in die lig van die enorme en groeiende privaat sekuriteit wat Suid-Afrika het. Of dit nou is privaat sekuriteitsmaatskappye en of dit nou is buurtwagte en plaaswagte, dat al maak die grondwet oënskynlik voorsiening vir wat ook al, mens moet dit anders stel. Al is daar ander bewoordings in die grondwet, is die daadwerklike konstitusionele voorsiening reeds dramaties anders. Dit kom eintlik op selfregering weer. En dan regtig om alles dis 'n moeilike, is 'n uitdagende vraag, maar ek seker professor sal dit kan hanteer. En dit is, ons nou baie lank gesels en ongelooflike interessante gesprek gehad, maar ter samevatting, wat is die pad vorentoe vir gemeenskappe wat meer vryheid en voorspoedigheid wil hê, vir diegene wat 'n toekoms in Suid-Afrika vir hulle self wil bou en reeds besig is om te bou? Op watse fondasies gaan daardie toekoms gebou kan word en moet word as mens op baie van hierdie goed, soos byvoorbeeld die howe en die konstitusionele orde, nie kan vertrou om dit sommer net op 'n skinkbord vir jou te gee nie? Ja, die antwoord daarop is dat ons doeteenvoudig op onsself, menslik gesproke, behoort te vertrou. Vindingryke gemeenskap, wat die Afrikaners inderdaad is, en verskeie ander gemeenskappe inderdaad ook is, behoort doeteenvoudig verantwoordelikheid vir hulle self te aanvaar om groeiende grade van selfregering op watter vlak ook al te skep. In die finale instansie is daar niks wat in die pad daarvan staan nie. Ons moet net onthou dat reg in die begin, in die eerste gesprek, het ek die punt probeer maak, en ek dink dit is werklik waar, dat wat gebeur het in 1994 is dat die eerste stap gegee is, nie net in 'n nuwe orde nie, maar ook om die Suid-Afrikaanse staat ten gronde te rig. Die ANC het al hierdie ideologiese planne en hy voer die goed uit, maar hy boer al hoe meer agteruit, hy vernietig die staat, hy vernietig die ekonomie en so aan. Wat gebeur met Suid-Afrika op die oomblik? Suid-Afrika is in 'n toenemende staat van ontbinding. Die instellings wat in die grondwet genoem word, het al hoe minder van 'n uitwerking op ons daaglikse lewe. En 'n al hoe groter uitwerking is onsself, van kragopwekking deur onderwys tot by veiligheid. En tot by afgebakende buurtes ensovoorts, wat ook 'n groeiende vorme van geografiese selfregering is. My advies sou wees dat die gedagte van die ontbinding van Suid-Afrika soos wat ons geken het, sal 'n vreeslike klomp mense vreeslik bang maak. Dis onnodig. State behoort nie gelykgestel te word aan een of ander God wat altyd daar is, wat altyd daar was en altyd sal wees nie. Nee, state kom en gaan. En die Suid-Afrikaanse staat, ofskoon hy nog dieselfde grense het, weliswaar baie poreuse grense, en ofskoon daar instellings is ensovoorts, het al hoe minder beheer. Hy het al hoe meer die aanskyn van 'n staat, maar hy is al hoe minder daadwerklike staat. Al hoe meer is daadwerklike selfregering, die daadwerklike konstitusie, daar waar mense doeteenvoudig met betrekking tot 'n toenemende aantal funksies self regeer. En ek dink mense moet dit doeteenvoudig doen. Op 'n georganiseerde wyse doen, dis uit die aard van die saak nie iets wat individueel gedoen kan word nie. Die belangrike ding is om jou nie vas te kyk in grondwetlike bepalings asof dit die werklike magskonfigurasie beskryf nie. Dis verkeerd. Dit beskryf wat behoort te gebeur, maar dit beskryf nie wat is nie. Wat is dit waarin ons self deur groeiende selfbeskikking, groeiende selfregering, groeiende onderlinge samewerking inhoud gee. Prof Malan, baie dankie vir al die ongelooflik waardevolle insigte, insette en bietjie pitkos oor die grondwetlike orde waarbinne ons osself bevind vandag. En ek dink regtig veral vir die luisteraars sê dit baie goed ontnonsens, baie van die goed wat daar buite wat vir hulle dalk verwar, goed wat hulle rondom hulle sien gebeur in die nuus en in die politiek. Dit is nie lekker verstaan, maar hoekom
tree hierdie verskillende entiteite op soos wat hulle doen nie en hoekom kry ons sekere van hierdie uitkomste wat die grondwet dan nou gesê het nie gaan gebeur nie, hoekom hou hierdie slegte uitkomste aanhou gebeur. Ek dink die inhoud van professor se boek There's No Supreme Constitution het beslis vir enigiemand wat verder wil bietjie gaan induik en lees oor hierdie onderwerpe, sou ek definitief aanraai om professor se boek te kry. Waar is hy beskikbaar? Die boek is regstreeks vir die uitgewer beskikbaar en dan is die boek ook by boekwinkels beskikbaar. Protea Boekhuis het behoort voorraad te hê en as hulle nie voorraad het nie, kan hulle vinnig inkry van die uitgewer af. 100%. Baie dankie en dan lekker dag verder en 'n lekker week verder en ons gesels weer binnekort. Ernst, weer eens baie dankie vir die uitnodiging. Ek het ook die gesprek geniet, jou vrae geniet en jou intervensies geniet. Ek het dit baie sinvol gevind. Baie dankie. En dit bring ons aan die einde van my ingesprek met professor Koos Malan reeks. Indien julle dit geniet het, kan julle gerus inteken hierso as julle nog nie klaar is nie. Los ook julle gedagtes in die kommentaarafdeling. Ek waardeer dit baie en lees hulle almal. En as julle episode 1 en 2 dalk gemis het, hulle is op my YouTube kanaal beskikbaar. Daar's ook ongelooflike interessante onderwerpe wat ons daar bespreek. Soos byvoorbeeld verder die idee van die tirannie van die meerderheid, die idee van transformasie en die vraag waar lê die oppergesag dan nou regtig in Suid-Afrika en vrae soos wat is die staatsgodsdiens van die Suid-Afrikaanse regering. Ek hoop julle het hierdie reeks geniet. Ek is Ernst van Sail. Hou moed, hou koers, dink vir julleself en dink vooruit. Tot volgende keer.